Nie vir die Here iets doen nie. Wat gaan ek anders te doen? En jy kan ook nou vanoggend sit, ja, maar jy's die pastoor, jy werk vir die Here. Nee, want jy het nie geweet pastore werk vir mense nie. Sondagskool, jy kan gaan. Hulle het sommer self gegaan. Hulle het dit agterkom, die pastoor gaan nou alweer preek. En die week praat ek met 'n ou. En ek vra vir hom hierdie vraag af, want hy sê hy het my preek gekyk oor ons verwagting. En hy sê vir my, hoorie, ek het nie die guts om dit te preek nie. Ek sê vir hom, hoekom nie? Hy sê, want as ek vir my kerk sê, dat ek nie doen wat hulle sê nie, ek doen wat die Here sê, gaan dit moeilik gaan met my. En op daai oomblik breek dit my hart. Want dit gaan nie oor die professie van pastoor wees nie, dit gaan nie oor die professie van dis wat ons elke Sondag moet doen nie, dit gaan oor die feit dat as ek en jy opstaan vir die Here, teen 'n tradisie, teen 'n gewoonte, dan kry ons teenkanting. Vorige gemeente waar ek was, as hulle gesê het, ons doen dit nog altyd so, dan sê ek, dan verander ons dit nou, want altyd is 'n verskriklike lang tyd. Dan moet jy sien hoe kwaad raak hulle, hoor? Prys die Here, ons het 'n nuut geboude kerk en julle het niks gegee wat ons nie kan weggee nie. En so is die Here besig om my hart te werk oor wat is dit wat ons bring? En ek het gesit met hierdie preek en ek het so amper sê ek 29.408, maar ek het so 9 titels gehad. Want ek het gewonder, wat sal ek tog hierdie noem? En toe dog ek, kom ek gaan met hierdie ene, want julle gaan iets verwag en dan preek ek iets heeltemal anders. So toe gaan ek met die ene, oorgee. Want gewoonlik as ons praat oor oorgee, dan praat ons oor ek gee my lewe oor, of ek gee my sondes oor, of ek gee my gewoontes oor, of ek gee my vrou oor, en sê Here help net. Dis eintlik andersom. My vrou gee baie keer my vir die Here en sê Here, you made me love him, so you need to fix him. Maar vra sy vir my, wanneer laas het jy by die Here tyd spandeer? Sê ek vanoggend, so sê hy, dit het nie gewerk, jy gaan terug. 6. En ek wonder met myself, baie keer is oorgee en opgee verskriklik naby mekaar. Nee? Want baie keer kan die Here eers met ons werk wanneer ons opgegee het. Want ons gee nooit oor voordat ons nie opgegee het nie. En eintlik moet dit andersom wees. Ons moet oorgee, want ons opgee nie 'n opsie nie. Hallo? Maar hoeveel keer roep ons die Here aan wanneer ek nou moeg is? Here, ek weet nou nie, ek kan nie meer nie, ek het alles probeer, die bank sê nee, die werk sê nee, my vrou sê nee, die worshond blaf vir my, ek gee op. En dan uit 'n plek van opgee uit, raadpleeg ons die Here en ons kom baie vinnig by dit wat hy vir ons wou gehad het, so ons kon al hierdie onnodige moeilikheid gelos het. Jy sien, want ons wil altyd eers self mos probeer. Ek, self. Toe jy klein was, toe leer jy daai dom ding aan? Self. En dan dink jy ouers, ag, dis so cute, hy kom self reg. En nou doen ons dit met die Here. Self. Kan ek jou gou skok? Ek moes dit self aanleer. In my eie lewe, ek maak my journal oop nou die dag. En ek blaai so 'n bietjie terug aan hom en ek kyk bietjie wat het ek geskryf en waarvoor het ek die Here vertrou en man, daar's van die gebedsversoeke in daai journal hoor. Daar's goed soos waar was jy hier? En ek lees 'n gebed, ag Here, ek bid dat U my net sal help
deurbraak kry in my geestelike lewe en in my dit en in my dat, maar dit is so 'n lysie. Ek is so liewe ouers buks. En ek kom agter dit wat ek geskryf het en dit pla my so bietjie en ek blaai so verder en ek ontdek 'n budget. My budget van ek dink dit was 2009. En ek kyk so en ek is soos En die eerste ding wat ek sien is ek het my 10de geskryf, toe maak ek hom minder. Toe ek aan die einde van die som kom. Ja, afsat. En dit vang my oog. En die Here doen hierdie in my hart. Hy sê jy het opgegee. Toe maak jy jou eie plan en jy vertrou my nie. En ek weet nie hoekom hierdie stukkie, julle my budget was so groot. Dit was soos 5 lyntjies, 6 lyntjies. Dit was dit wat Buks gehad het. So wat Buks kon doen. Dit was hier en dit was selfoon en dit was, wat was die ander ding? Was iets baie snaaks op. Wat was dit? O ja, my kosbudget was R300. Rarig. En toe sê ek soos, Buks. Want ek het myself gebluf deur vir myself te sê, hierdie gaan ek doen. Jy weet, en dan vat jy daai kaartjie, dan jy by McDonald's, jy sê, Heer, asseblief, ek wil doen. Sorry, sir. Ag, okay, bye. En hierdie kom in my hart op. Hoeveel keer gee ons op met dit wat die Here ons mee vertrou, voordat ons oorgee? En ek gaan nie vandag met jou praat oor jou 10de nie, jy kan almal ontspan. Ek sien jy het so styf geraak toe ek geld noem. Styf geraak. Geld moet vir jou lekker ding wees om vir die koninkryk te gee as jy gewonder het. Want man, daar is soveel vrug op dit. Jy kry nie 'n beter rentekoers as die koninkryk se rentekoers nie. Jy kan maar vir my woord vir dit vat. Maar in elk geval, ek preek nie daaroor nie. En ek begin hierdie gesprek met die Here oor wat moet ek vir julle kom sê hieroor, want jy sien, baie keer is my en jou aanbidding, ons prys en ons worship, dink ek en jy, ons kom op 'n plek wat ons voel ons is vergenoegd vir dit wat die Here wil van ons hê. Ek het nou gaan bid, man, en ek het lekker gevoel, ek het hoendervleis gekry, my hande was in die lug, ek het passievol hier rondgehardloop, ek het my vlag geswaai, ek het gedans, ek het op my gesig gelê dalk voor die Here, of dalk het ek gaan bid. En dit was goed genoeg. Trap nie op tone nie, noem dit net. Ek sê altyd vir die band, moet nooit dink iemand aanbid nie, omdat dit nie lyk soos wat jy dink aanbidding lyk nie. Ek ken mense wat so aanbid, ek is een van hulle, dan raas mense met my. Dan staan ek so met my hande in my sakke, maar ek is net saam met die Here. Jy sien, want as my hande besig is, dan skop my kop in, en dan skop my ADHD in, en dan gaan dit lekker. Maar ek is so diep in die troonkamer op hierdie oomblik. Jy sien, baie keer bluf ons onsself weer vir onsself te sê, Jesus, maar ek het nou so lekker aanbid. Ek het vir jou slegte nuus, dit gaan nie oor jou nie. Ek kan vir jou vandag sê dat die tye wat ek die ongemaklikste en wat's die oortreffende trap? Wat's die teenoorgestelde van die lekker nie? Sleg, maar nie sleg nie, is 'n ander woord. Maar in elk geval, dit was regtig net vir my sleg. Ek het nie lekker aanbid nie, niks het gewerk nie, ek het gevoel of niks werk nie, ek het nergens heen nie. En die mense langs my het hierdie koninkryk oomblikke. En dit lyk amazing. En ek staan hier daar en ek is soos, ek sê altyd vir die band, as ek nie worship nie en ek staan nie voor, as ek nie die worship lei nie, moenie vir my kyk nie. Want ek is op 'n ander plek as jy, moenie jou aanvaarding soek in hoe ek aanbid nie. Want my pastoor het eendag vir my gesê, moet nooit vir my kyk as jy worship lei nie, want ek gaan jou nie kan help nie, want ek is besig met die Here, ek is nie waar jy is nie. En ons voel baie keer, ons het hierdie amazing ervaring gehad, en die diens was so lekker, en ek het so lekker saam gesing, en ek sê vir myself, vandag, man, ek voel so goed, en dan stap ek maandagoggend, as ek my oë oopmaak, in die duisternis in, en dan's al daai aanbidding weg. Hallo? Maandag tot 'n Vrydag, dalk tot 'n Saterdag. Dan het my lewe nie verander as gevolg van my troonkamer oomblik nie.
kan ek jou gou vandag sê, die oomblik wat ek en jy aanbid en ons stap nie in die troonkamer en vra vir die Vader wat hy vir ons het vir hierdie week nie, wil ek jou vandag beloof, dan gaan my week nie lyk soos iemand wat in die troonkamer was nie. Ek speel maandag golf, of ek probeer. Is my afdag, is my afskakeldag. En julle sal nie glo hoeveel maandae, terwyl ek net wil ontspan, net gou wil losmaak, is daar 'n krisis op 'n krisis. Ek het al gery by die golfbaan by gaatjie 3, want dan is my kop nie meer hier nie. En ek vra vir die Here, Here, wat gaan aan? Hoe verloor ons so vinnig fokus op dit wat U gesê het ons moet doen? En die Here sê vir my die volgende, jy het opgegee, jy het nie oorgegee nie. Want jy sien, dit lyk so naby mekaar, want opgee is, ek kan nie meer nie, gaan net aan. Oorgee is, okay Here, kom ons begin van die begin af saam. Kom ons traai gou saam die doen. Kom ons stap gou die pad saam. En Romeine kom in Romeine 12 vers 1 en 2 en hy sê, daarom vermaan ek julle broers en susters deur die ontferming van God om julle liggame, wat jouself toewy afsonderlik, soos en voor te stel as 'n lewende offer, heilig en welgevallig aan God, wat julle rasionele daad van aanbidding is. En ek lees hierdie stuk raak en ek ken hierdie stuk so goed en ek sê, Here, maar die oggend wat ek by U sit ek in my bokser sonder 'n hemp met my koffie op die stoep. En ek sit net. Vir die laaste week en 'n half is my stilte tyd die volgende. Ek sit net. Sou wat ek doen? En ons menswees kom op 'n plek wat ons begin skuldig voel. Want jy sien, ek soek 'n woord by die Here en ek soek antwoorde by die Here en ek wil weet waartoe hy gaan elke keer as ek opgegee het. Het julle gesien hoe dringend soek ons die Here nadat ons opgegee het? Nadat ons moeg is, nadat ons sê ek kan nie meer nie, nadat ons sê ek wil nie meer nie. Dan soek ons die Here en weet julle wat breek my brein? Want ek sal dit nie doen nie. Is die Here is getrou en hy is nog steeds goed vir jou. Nadat jy opgegee het. En dan sê ek vir die Here, Here, hy het opgegee, hulle worry nie meer nie. Hoekom stel jy nog belang? Dan sê hy, want die koninkryk is juis vir hulle. En vers 2 sê, en moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar meer op sy oppervlakte waardes en gebruike, maar word verander en progressief verander deur die vervulling van julle verstand. En weet jy wat sê hy daar? Hy sê eintlik deur jou geestelike volwassenheid, hoe dan die mate van hoe volwasse jy is in die gees, sê hy. En hierdie breek my so bietjie. Maar as my vrou was, dan het sy sê ek moet stadiger praat, maar ek wil hê julle moet hierdie gehoor. Hy sê, sodat julle kan bewys, sê gou bewys, wat die wil van God is. Sodat ons kan, wat die wil van God is. Dit wat goed en aanvaarbaar en volmaak is vir julle. En hierdie breek my. Ons is baie goed om te bewys wie die Here is in hierdie kerkbanke. Nee? Kom nou. Hang af waar ek is ek baie goed om te bewys wie die Here is. Hier kan ek dit bewys. Maar stap ek tussen die goddelose mense en in die wêreld in, vra ek vandag vir jou, lyk jou aanbidding anders daar as hier? Lyk jou oorgee anders daar as hier? Ek moet my vandag verkeerd verstaan nie. Ons raak opset in die week en ons raak kwaad vir mense en ons beklei. Dis natuurlik. Maar ons kom op hierdie plek wat ons so onsself kruisig as gevolg van die feit dat ons opgegee het in plaas van oorgegee het. In die week praat ek met iemand en iemand het aanstoot geneem op met my, maar heavy, soos groot. En ek bevind myself op 'n plek wat ek wou kwaad word.
En ek vra vir myself, did I act in a godly manner? Het ek goddelik opgetree hier, of het ek menslik opgetree? En ek kyk na die situasie en ek vra myself, en my antwoord is, ek het goddelik opgetree, ek het niks gedoen nie, so wat ook al jou repercussies is vir my aanbidding, en hoe ek die Here aanbid, en hoe ek dit sien, maak nie saak nie, want ek het opgetree soos wat die Vader van my verwag. En as ek hierdie stuk lees, wat sê ons moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, het ek al vir julle die boodskapvertalings in gesê, hy sê, don't be so well adjusted to the culture around you that you fit into it without even noticing. Hallo? Ons word baie keer so ingetrek in die kultuur rondom ons van maandag tot Vrydag, en ek wil vandag vir jou sê, jy is 'n dag by die kerk, 'n oggend, nie 'n dag nie, 'n oggend, en die pastoor het net 2 ure aan ons ry, maar ons het 'n oggend, wat ons in die teenwoordigheid van die Here spandeer, maar ons het hoeveel ure, van 'n maandag tot 'n Vrydag, of dalk 'n Saterdag, wat ons in die wêreld spandeer, en my vraag is, hoe gemaklik het ons geraak in die kultuur rondom ons, dat ons dalk in dit ingepas het, sonder dat ons het agtergekom het. Dan sit ek op my knie en ek sê, Here, asseblief, wetend en onwetend, vat hierdie van my al weg. Dit wat ek van weet, en dit wat ek nie van weet nie, vat dit van my al weg. Jy sien, want waar ek myself bevind in hierdie wêreld, is 90% van die keer tussen ongelowiges. Jy sal dit nou nie glo, maar dit is so. Die laaste 3 weke in my lewe, gaan dit rof met mense om my, wat ek moet sien, en wat tyd nodig het. En dan bly my vraag die volgende. Ek sien wat aangaan, ek hoor wat aangaan, en my vraag is, wanneer laas was jy in die teenwoordigheid van die Here? As jy gaan kyk na aanbidding, en jy kyk na die woordjie worship, is daar 2 primêre definisies daarvan. Daar's meer, maar ek wil 2 vir jou sê. Die een beteken om neer te buig as 'n fisiese beweging, en die ander ene so saaklik vir die woord offer gebruik. So een is om 'n fisiese manifestasie, iets fisies te doen, om 'n tree nader aan hom te gee, dis die een manier, en die ander een is om goed neer te lê, om te offer. Die eerste keer wat ons hierdie woord sien, word in Genesis 22 vers 5 gebeur, waar Abraham vir Isak moet gaan offer. En ek wil hê jy moet saam met my lees, hy sê, Abraham het vir sy dienaars gesê, gaan sit en bly hier by die donkie, ek en die jong man sal daarheen gaan en God aanbid, en ons sal na julle toe terugkom. Sjoe. Hy sê, ek gaan om te aanbid, deur 'n offer te bring. Kan ek jou gou vanmôre 'n vraag vra? En dalk gaan jy nie van hierdie vraag hou nie. Maar wanneer laas het jou aanbidding 'n offer gebring, plaas van 'n offer verwag? Wanneer laas het jou aanbidding gekom op 'n plek wat ek sê, Here, ek kom lê hierdie voor U neer. Ek kom lê hierdie wat my iets kos, hierdie sacrifice, hierdie opoffering, hierdie wat ek eintlik saam met my dra, kom lê ek voor U neer, Here. Ek kom sit dit by U voete neer, en ek vra of U dit asseblief sal vat. Ek kom offer dit vir U. Dit wat ek lief het, dit wat ek voor omgee, dit wat ek 'n hart voor het, kom gee ek vir U, want dit waarvoor ek lief geword het, is nie van U af nie, want ek het so gewoond geraak aan my omgewing, en waar ek beweeg, dat ek in dit ingepas het, sonder om agter te kom, Here, maar hier kom lê ek dit voor U neer, en ek kom sê, Vader, ek wil nie iets hê nie, ek wil iets bring. Dalk trap ek so 'n bietjie op jou toon vanoggend. Praat met 'n pastoor wat afgetree is hierdie week, hy het bietjie daar by ons gebly vir die hele week, hy het 'n coronary artery onderoperasie gehad of iets. En hy praat oor the sacrifice we make for the king. En ons praat oor die feit dat daar is altyd 'n beloning vir die offer
wat ons vir die koning bring. En in die Nuwe Testament sien ons hierdie aanbidding en die verhouding van aanbidding en hoekom Paulus sê dat die ware aanbiddings waarna God soek is 'n lewe wat aan God oorgegee is. En wanneer ons oorgee aan God, is dit die moeite werd om te kom en om te aanbid reeds vir wat ons wil gee, plaas van wat ons wil ontvang. ‘n oorgegeede lewe vereis so bietjie fokus. Want my fokus moet so bietjie verander. Partykeer. En kan ek jou gou skok, is dit oké? Kan ek? Jou fokus moet partykeer so bietjie van die mens afkom. Kan ek vir jou, ek is nie 'n mechanic nie. Ek is 'n glorified skrynwerker. Ek is 'n plumber. Ek is 'n chef. Maar eintlik wat ek doen is, ek is maar net 'n pastoor. En al hierdie goed kom by. En ek vra myself die volgende vraag af, want toe ek hierdie tik, toe sê ek vir die Here, dis baie meer gefokus op iemand in die bediening. Want ons sê vir pastore, moenie altyd net fokus op die mense nie, moenie fokus op hulle gesigte nie, moenie fokus op wat hulle wil hê nie. Want jy sien, as ek hier voor staan en ek slaan die gitaar en ek moet kyk vir van julle en hoe julle aanbid en ek wag vir julle om tot daar te kom, dan wil ek vandag vir jou sê, is ek besig om vir jou te aanbid en dis nie wat ek doen nie. Jy sien, die Heilige Gees is die worship leader, ons het die voorreg om saam met hom te speel. En jy kan vir die band vra agter my rug, ek sal op 'n liedjie bly totdat ek weet, my oë is baie keer toe, meeste van die tyd, sal ek by 'n liedjie bly tot ek voel die Here sê, alright, die wat daar moet wees is nou daar. Ek gaan nie vir jou kykie, ek gaan nie op jou fokus nie, en verskoon my as my verwysingsraamwerk nou vanmôre bietjie in die kerk is, maar ek wil hê jy moet verstaan wat ek vir jou wil sê is, my en jou aanbidding kan nie afhang van hoe iemand anders se aanbidding lyk nie. Ek en jou gebedslewe kan nie afhang van hoe iemand anders tussen lyk nie. Ek en jy moet ophou probeer ander mense naboots, ophou probeer wees soos hulle, ophou luister, hy sit elke oggend vir 'n uur by die Here. Is dit wat die Here vir jou vra? Ek was vir lank in my lewe gekonfronteer met die feit van dat my stilte tyd lyk anders. Toe sê die Here, maar jy preek ook anders, jy lyk ook anders. Jy doen goed anders, volgens die konstitusie van die volle evangelie kerk doen ek goed weird. Maar ek bly nog steeds in die lyne. En in die begin was dit moeilik. Written warnings het gelê in files. Maar die woord van God het nog steeds gesny. En ek eer die Here vir mentors wat ek gehad het, wat gehoor het wat die Here sê. Want anders was hierdie ouetjie lankal gefire, lankal. Maar hy het gehoor wat die Here sê. En het belang gestel oor die roeping vir jou. En julle weet, ek vra altyd vir die Here, as iemand na my toe kom, dan sê ek, Lord, what is this person to you? Dat ek die persoon kan help om uit te kom waar U hulle wil hê, nie waar ek hulle wil hê nie. Jy sien, maar ons is baie keer so gefokus op die tannie met die koringaar goedjies elke oggend, né? Ken onthou julle dit? Is dit koringaar? Wat het hulle dit genoem? Daai goed as jy trek. Die eerste keer is 'n kwaad vir iemand en ek trek ook so 'n kaartjie sommer so uit en ek lees dit en hy sê, moenie deur die woede, moenie jou laat ontstel deur die kwaad nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek weet nie waar dit staan nie, maar dis waar staan, ek sal nie nou luister. Ek moet die kwaad oorwin deur die goeie. Daar's 'n goeie nou nie. So ek hou nie van die koringaartjies nie. Maar my en jou geloofslewe kan nie afhang van wanneer ek die Bybel vat en hom so blaai en oopmaak en lees nie. My en jou geloofslewe in ons rigting in ons lewe kan nie afhang van die koningaartjie wat ek trek nie. My en jou geloofslewe kan nie afhang van die tannie wat gister vir my gesê het wat die Bybel vir haar gesê het in haar oggendstukkie van een of ander dagboek nie. Dis nie verhouding nie. Dis gewetesis. My oupa is 97 jaar oud. Ons wag in spanning vir die oproep. Ons doen regtig. Dis ongelukkig die waarheid. En ek vertrou die Here.
En ek vang myself dink hierdie naweek en ek begin notas maak want ek gaan 10 in die diens moet lei. En ek begin notas maak. En ek kan getuig van 'n lewe wat 'n dagstukkie boek is wat ek weet van my oupa en my ouma. Daar is 'n dag wat verbygegaan het sonder dat hulle gelees, gebid het en wat daar staan geleef het nie. En ek vra vir myself die volgende vraag af. En ek het my ouma baie keer getoets, dan sal ek net so bar woordjies sê, dan raak sy baie ontsteld. En ek vra vir myself hierdie vraag af, wat het gemaak en gevorm dat ek hoor soos ek die stem van die Here hoor vandag? Hoe het ek hier gekom? Hoe het ek begin hoor hoe dit klink? Hoe het ek begin verstaan wie dit is? En mag ek nou maar weer eens my vrou of ek aan 'n vriendskap ook vat? Ek weet waarvan my vriende hou. Ek weet wat vir hulle lekker is. Hoekom? Want ek praat met hulle. Ek ken hulle. Ek hou ook dop. So ken die Here vir my en jou wanneer ons by ons aanbidding deel kom, wanneer ons by ons oorgee deel kom, wil ek vandag vir die volgende kom sê, 'n lewe, 'n oorgegeede lewe aan die koning is 'n lewe soos 'n rollercoaster. As jy dan soos wag, wat? Jy gedink om vir die Here te werk en jou hand op te steek vir die Here is smooth sailing? Dis net gemaklik? Nee. Dan sê die Here vir jou, bel gaan daai pel van jou en sê vir hom wat ek sê, nee Here, ek gaan nie, want dan verloor ek 'n vriend. In die week word ek 2 keer getoets. Was dit laas week? Sê my, wanneer het ons by 'n Coffee Roasteries meeting gehou? En daar's 'n oom wat vir die tannie sê, die Here gaan jou straf. En ek is onmiddellik opset. En nou voel ek, okay, nee, moet nou nie 'n scene maak nie. Dis nou die plek vir 'n teologiese situasie nie. En ons hou meeting, maar dit pla my die hele tyd en ek stap Pick n Pay toe na die vergadering. Ek klim in die kar, ek ry eintlik so en ek stop toe en ek stap al die pad terug Pick n Pay toe en ek weet nie hoekom ek Pick n Pay toe moet gaan nie. En in die jelly rak staan die oom. En ek dog, maar die Here is getrou. En ek gaan staan so langs die oom. Ek sê, oom, wat so jelly wil jy hê? Hy sê, nee, ek dink ek wil die een hê. En soos dit wil, die een wat hy wil hê is die laaste jelly. Is die laaste raspberry jelly boksiekie. En die oom gaan so uit en net so voor hom vat ek op. So dankie oom. En hy staan so. Ek sê, oom, is jy nou kwaad vir my? Hy sê, ja, jy het al geweet ek wil hom vat, hoekom het jy hom gevat? Ek sê, ek het die geleentheid gesien. En ek wil hom hê, ja, maar ek het eers vir jou gesê ek wil hom hê. Ek sê, maar wat nou? Ek het actually die aksie gevat om hom te vat. Jy het gestaan en wonder. Nee, ek het nie, ek was op die punt om, oom, ek het hom gevat, dankie, hy is myne. En ek kan sien die oom raak opset. En ek sê vir hom, oom, gaan jy vir my ook sê die Here gaan my straf? Ek sê, jy het nou net vir daai tannie gesê, ek nie wat sy het iets gedoen, ek kan nie so wat sy gedoen het. Ek sê, ek wil net vir jou reg help. Die Here straf nie mense vir die tipe dinge nie. Die Here kom op 'n plek wat hy ons kom vertrou. Wat hy vir ons kom sê, heilig is ek. Ek verwag van jou om heilig te wees. 2 Korintiërs 10 vers 5. Ons vernietig gesofistikeerde argumente en ek het 'n mooi vertaling hier, en elke verhewe en trotse ding wat van homself teen die waarde, die kennis van God stel. Hy sê ons veronderstel om glad nie betrokke te raak in argumente oor die kennis van God nie. Ons is veronderstel om die Here te dien soos wat ons in verhouding met hom staan. Niks anders nie. En ons neem elke gedagte en doel gevange tot die gehoorsaamheid van Christus. Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes. Onthou jy daai liedjie? Verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom. Staan vas. Daai julle dit? Lekker treffertjie.
né? Ek onthou ons het so 'n meneer gehad. Julle as hy daai 12 snaar gitaar vat, papi, dan weet jy, hier gat ons. Verlustig jou in hom, dan loop dit oop. En toe ek hierdie skrifvers kry, toe dog ek myself, "Joe, wonder wat wil dit nou vir my sê?" Hoekom wil jy dit vir my sê? Hoekom sê jy verlustig jou in my? En ek vra vir myself hierdie vraag af. Is ek en jy nog in, daar's nie 'n Afrikaanse woord nie, in verwondering, in awe van wie die Here in ons lewens is? Ons staan hier agter en ons is op pad uit, ons is op pad na julle toe ons gaan preek en Koenie sit 'n liedjie op. Ons worship hier agter voordat ons weer hulle kom worship, hoor. Ons maak seker ons kom ook op 'n plek voordat ons weer hulle na 'n plek toe wil vat. En dit is blessed assurance, Jesus is mine. Nee? Wat was dit? Jesus lover ons, amper selfde ding. En die oomblik toe die liedjie begin, ons is op 'n punt, ek belowe vir ons is op pad op uit en die liedjie begin speel. Shit. En hy sê, Jesus, lover of my soul. En die oomblik toe hy dit sê, toe in ons almal se harte gelyk. Toef. Wat beteken dit om te sê, Jesus, you are the lover of my soul? You've taken me from the muddy clay. You set my feet upon the rock. And now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Hoor gou, daai is 'n verhouding liedjie. Daai is 'n ek ken jou persoonlik liedjie. En dat iets in jou hart net gebeur. Het jy dit gevoel? Het jy dit ervaar? Wat sê hy? In Efesiërs 3 vers 20 sê, nou aan hom wat in staat is om oorvloedig meer te doen as alles wat ons durf vra of dink, volgens die krag wat in ons werk. Ons kan niks vra en niks oorgee as ek en jy nie die krag wat in ons werk ken nie. Joshua het nou vanoggend so 'n onskuldige voorbeeld gebruik van die kluis. My ma het altyd geloop en sê, "Ag Here, wys my net waar is my karsleutels." En dan kry sy dit. Sy loop presies na dit toe. As ek sê, "Joe, ma, my ma is nogal op dit. Sy En ek vra vir myself die vraag af, Here, wat is die verskil tussen my oorgee en my opgee? En weet jy wat die Here se antwoord? Jy. Jy is die verskil tussen oorgee en opgee. En ek sê, Here, gee my skrif. Want dalk is die uitbuksheid. Dalk voel hierdie soos ek. Dalk sê ek nou, ja, dis seker jy. Jy staan in die pad vir die Here, want dit is die regte antwoord, né? Dis die antwoord wat gepreek word. Dis altyd julle skuld, né? Hallo? Ek ken nie WhatsApp wat vir my gestuur word. Pastoor, jy sê altyd dis ons. Ek wil vandag vir die volgende sê, ek wil seker maak dat as jy in die hemel kom, moet jy nie kan sê ek het nie geweet nie. Jy daar voor hy engel staan en hy vir jou 'n paar vrae vra, moet jy nie sê ek het nie geweet nie, want dan gaan hy vir jou sê, daai kaal kop pastoor met 'n bietjie hare. Hy het daai dag vir jou gesê. En die Here gee my skrif natuurlik. Johannes 15, ek dink dit is op die bord nie, want dit is 'n laat toevoeging. As jy die Here vra vir skrif, kan ek jou beloof gaan dit vir jou gee. Hy sê bly in my en ek in jou. Ek sê okay.
Soos die loot nie van self vrug kan dra nie, as dit nie aan die wingerdstok bly nie, so kan julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die takke. Nee? Jy kan bid, tot jy pimpel en pers is. Jy kan sing, totdat jou stem weg is. Maar as jy nie aan die wingerdstok vas is nie, beteken dit niks. Dan sê die woord, dis 'n klinkende simbaal. En dan sê hy, wie in my bly en ek in hom, hy sal dit wat baie vrug dra, want sonder my kan julle niks doen nie. Nie, gaan ek jou die geleentheid gee, om op te gee nie. Hy sê klaar vir jou, moenie eens begin nie. Moenie eens begin nie. Ek het onderwyser gehad op skool, as jy in die praktiese sentrum kom, maar raak ek so kwaad vir die ou. Want dan sal hy jou los, om eers jou fout te maak. Dan sê hy, nee, dis verkeerd. As ek jy het gesien, ek gaan dit so doen. Jy het dit gesien. Hoekom het jy my nie voor die tyd gesê nie? En hy sê die eendag vir my, want ek is nie die Here nie. En ek vat nogal so 'n bietjie, ek soos askes. Hy sê ja. Die mens wil sien hoe jy die fout maak, maar die Here wil jou keer voor jy die fout maak. Want dis die verhouding. Die mens sal sien, jy staan met 'n sterpunt en jy gaan nou 9 km loop om 'n skroef te gaan losdraai en as jy daar kom, die ou weet, dis 'n flat. Hy sal laat jy asprus loop tot daar. Hoekom? Want die mens wil sien hoe jy val. Maar die God wat ek in jou dien, wil nie. Want jy sien, as ons daar kom, dan gee ons op. Want ons het nooit saam met hom begin nie. Hy is dit wat baie vrug dra, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en verdor, en die takke word bymekaar gemaak en in die vuur gegooi en verbrand. Hy sê eintlik op 'n baie mooi manier vir my en jou. Hoekom gee jy nie maar net van die begin af vir my oor nie? Want as jy nie doen nie, die vrug wat jy nie dra nie, word afgeknip en verbrand. As jy in my bly en my woorde en julle vra wat julle ook wil, en dit sal vir julle gedoen word, hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en sy disippels blyk te wees. Ek sluit af met hierdie stelling. God het jou gekies, nie jy vir hom nie. Dis die eerste stelling. En die tweede stelling is, want ons lees hierdie skrif baie verkeerd. Ons sal baie keer sê, ja Here, U sê ek kan vra net wat ek wil en ek sal dit verkry. Hierdie skrif sê vir my, jy kan vra wat jy wil sodra jy vrug dra. Sonder vrug kan jy niks vra nie. Sonder vrug kan ek en jy niks vra nie. En al hoe ek en jy kan vrug dra, as ons vas is aan die wingerd. Vas is aan hom, in hom, deur hom. Vanmôre is my vraag eenvoudig. Maak seker jou aanbidding kom in lyn met jou hart, nommer 1. Maak seker dat hoe jy aanbid, hoe dit lyk, hoe jou geestelike lewe lyk, is met hom verbind. En nie soos die mense wil hê dit moet lyk nie. Ek het al baie keer agtergekom. Dit gebeur maar. Mense is so. Dis hulle natuur. As hulle iemand sien wat hulle ken, iemand wat voor in die kerk sit, en in hierdie week het ons goed gehoor, en die duiwel is bitterlustig met die kerk en met die mense van die kerk. En ek wil vir jou hierdie sê, moenie optree op 'n sekere manier as gevolg van iemand wat kyk nie. Wees eerder wie jy is. Die Here het meer tyd, meer geduld en meer liefde vir jou om te wees wie jy is, as om iets te wees wat jy nie is nie. Want dit kan hy nie sien nie. En ek vang myself baie keer. Ek probeer, dis my lewenswyse,
Dis my motto. Soos jy my hier sien jy my in die dorp. Sien jy my op die stadion, sien jy my by my huis. Jy sien, van die probleem is, mense moet ook jou tekortkominge sien. Mense wil nie. En die wêreld kyk vir jou as kind van God met groot oë. Want ons het openlik bely dat ons hom kies en hom aanbid. Openlik. En in die week besef ek trap 'n ou uit wat nie mooi parkeer nie. En net toe ek dit klaar sê, toe staan iemand wat ek ken langs my. En ek is soos, "Goeie jy? Pastoor?" Ek sê, "Broer." Hy sê, "Om kwaad vir jou." Ek sê, "Ja, ek kan dit verpes as iemand so stop. Dis vir my 'n kleintjie dood." Dan moet jy my sien as iemand op 'n disabled parkering stop wat nie disabled is nie. Ek het die sticker, ek het die tag, ek stop eers daar nie. Dan klim my ou en dan sê ek, "Sorry, what is the disability?" "No, I'm in a hurry." "Well, that's not a disability." "Skuif gou jou kar toe. Asseblief man." "Nee. Okay, give me the key, I'll do it for you." Dis 'n kleintjie dood wat ek het. En hier staan mense en hulle aanskou hierdie prediker besig om vir hierdie ou te vertel hoe sleg hy stop. En ek klim in die kar en ek voel myself, "Joe, ek dink julle gaan ons kerk toe kom nie." En net daar sê die Heilige Gees vir my, "Maar dit is dan wie jy is. Jy staan op vir dit wat reg is, maak nie saak hoe dit lyk nie." En die mens kies om die reaksie te sien in plaas van die waarde. Want die verwagting van ons as kind van God is, ag, dalk het hy dit net meer nodig. Maar sien, ergens moet iemand begin met die waarheid konfronteer, sodat dit ophou gebeur. Hallo? Ergens moet iemand hulle hand opsteek en sê, "Jesus, dit is verkeerd." Ergens moet iemand in die publiek vir iemand sê, "Jy kan nie sê die Here gaan iemand straf nie, want jy spreek 'n vloek oor hulle lewe uit in my Bybel. Sê dit nie." Ergens moet iemand begin opstaan vir dit wat reg is. Ergens moet iemand begin sê, "Hey, ek's jammer, jy praat nie van die ou en wie ek in verhouding is so nie. Jy het agtergekom as iemand jou vrou iets sleg sê, wat gaan jy doen?" Vir my is dit geseënde Kersfees. Beloof. Yes, please. Nee? In my beroep moet ek dit net skelm doen. Agter die dumpster. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Maar iets gaan gebeur as iemand vir wie jy lief is iets wat daai persoon sê. Of iemand sleg maak. Ek is op 'n plek wat as iemand iets oor 'n prediker sê, dan sê ek luister nie eens meer nie. Daai ou werk vir die Here. Ja, dalk mis hy dit. Wat ook al jy voel oor dit, is fyn. Bid vir hom. Ek wil niks daarvan weet nie. As ek iets hoor van een van julle, beskerm ek julle, ek en my vrou vra agter haar rug. Hoekom? Want ek weet in watter verhouding jy staan. Dis tyd dat ek en jy as kind van God nie net opgee nie oor die mensdom nie, maar oorgee. Vir hulle 'n regverdige kans gee om te sê, "Hey, dis nie die Here wat ons dien nie. Dis nie wat hy doen nie." Weet julle hoekom het die Here nog nie gekom nie? Want die kerk vir 2000 plus jaar doen nie hulle werkie. Hy praat nie van hierdie gebou nie, praat nie van die instansie nie, praat van jou. Ons bly uitroep, "What a day it will be when my Jesus I shall see." Ons bly sê, "Here, kan nie asseblief kom?" Ek wil vandag vir jou sê, die enigste rede hoe die Here sal kom is wanneer ek en jy ons werk begin doen. As ek vir jou moet sê hoeveel geleenthede die Heilige Gees maak, hoeveel geleenthede, die kleinste geleentheid, tussen wêreld en in die wêreld waar ek beweeg, waar mense my baie keer veroordeel vir wat soek ek daar, which is fine. Maar ek wag vir daai saaitjie. Ek wag vir daai oggend wat jy opstaan en sê, "Jesus, ek moet gou met jou praat.
Ek het hierdie skrif gekry, hierdie daily verse, wat beteken dit? Dis wat dit beteken. Ek wil jou vandag die laaste vraag vra. Is jou lewe so oorgegee dat as iemand wat die Here nie ken nie, 'n oomblik het waar die Heilige Gees ingetree het, is jy die persoon wat hulle gaan bel? Is jy die persoon as gevolg van jou verhouding met die Here wat hulle gaan bel en vra oor die koninkryk en oor die Here? Dis jou barometer. Dis waar jy jouself meet. Hoe lyk my lewe? Oorgegee. So Vader, ek bid, mag ons 'n lewe van oorgee lewe. Mag ons nie net voel, ons het al hierdie amazing goed gedoen en ons beleef het en ons voel dit, maar wanneer ek hier uitstap, Here, het my lewe nie verander nie, het my omstandighede nie verander nie, het my hart nie verander nie, het my gees nie verander nie, Here, dan is ons besig met 'n show. Maar ek bid, Here, mag hierdie woord ons lewens verander. Mag ons nie met 'n ander verwagting kom nie. Mag ons kom om U te verheerlik, sodat U in ons lewens kan inspreek, sodat ons in U kan bly en U in ons, sodat ons kan vrug dra. In Jesus naam. Amen.